Een van die dinge wat baie belangrik is en 'n groot waarheid is die gesegde, wat is 'n huis sonder 'n ma, sonder 'n vrou? Ek dink elke man, getroude man besef, as die vrou nie daar is nie, loop dinge skeef. Die huishouding en vroue se verantwoordelikheid is baie belangrik. Ek sê nie dat die vrou alleen verantwoordelik moet wees nie, maar ons sien dat dit 'n belangrike funksie is wat ook deur vroue verrig word, onder andere ook in die Bybel. In Lukas 10, verse 38 tot 42, sien ek dat toe die Here Jesus op reis was, het hulle in 'n dorp gekom waar Martha hom as 'n gas ontvang het. En Maria, haar suster, sy het na die Here gaan luister, maar Martha was nie baie te beïndruk daarmee nie, want sy was 'n huisvrou, sy was bedrywig om alles klaar te maak. En toe kom kla sy by die Here daaroor. En toe sê die Here vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Martha het die beste deel uitgekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. So ten spyte van die belangrikheid van huishouding, is daar ook die belangrikheid van om die woord van die Here te hoor en te waardeer. In Johannes 11 vers 5 sien ek dat Jesus het vir Martha, hierdie selfde Martha en haar suster, dit is Maria en Lazarus, lief gehad. So hierdie besondere verhouding tussen Jesus en hierdie 3 familielede, die 2 susters en hulle broer, is so 'n pragtige beskrywing van hoe belangrik mense is in hulle verskillende hoedanighede. En die Here Jesus erken dit en hy waardeer dit ook. Kom ons waardeer ons vrouens. Kom ek sê ook maar, kom ons help 'n bietjie meer. Kom ons as man staan nie terug nie. Dit is so goed altyd as 'n mens by 'n huis kom waar die man graag kos maak en verantwoordelikheid neem vir dinge. Stofsuig, beddens opmaak. Dis nie 'n skande nie. Kom ons vorm deel van die huishouding waar die vrou eintlik die leiding neem. Gewoonlik. Loop mooi.